Assy. Sit nou al 'n lekker paar uur hier by die strand. Ek het 'n gesprekkie eergister gehad op Facebook. Op 'n post wat gegaan het oor varkvleis en hoe onrein dit is. En die Bybel sê jy mag dit eet nie. Kyk, bacon is fucking lekker. So ek is jammer. Maar dit ek nou gaan staan en kyk, dink nou wat is die konsekwensies? Wat is die gevolge as jy nou varkvleis eet as 'n Christen? Daar is nie. Daar is geen in die Bybel konsekwensies as jy vark eet nie. So ek is jammer vir julle ouens wat nie wil varkvleis eet nie. Jy moet maar jou salige, vervelige ou lewetjie geniet. Ek gaan verseker bacon eet, want ek gaan nie hel toe as ek bacon eet nie. Of 'n ou varkchoppie. Ons het nou die dag 'n lekker varkie gaar gemaak. Heerlik afgegaan, lekker gespuis. En as jy dan daaraan dink, daai Bybel wat almal so aan glo en so aan klou en meer glo in die boek as in God self. En wat die boek sê, daai boek is eeue terug geskryf deur Midde-Oosterse gelowige fanatikuste. En dit het gegaan oor hulle tyd. En daai tyd kon jy nie vark eet nie, want daar was nie yskaste nie. En hulle het nie geweet van die parasiete en sovoorts wat aan vark is nie, want hulle het geweet dit maak hulle siek. En dit is nie goed vir jou om vark te eet nie. En vark word vinnig vrot. En as vark vrot word, wel, dit is 'n kakspal. So, nou in vandag se tyd, weet ons, jy moet vark gaar maak op 'n sekere temperatuur. Jy kan nie rou vark eet nie. Dis hoekom ek ook nie sommer rou wors eet nie, want baie van die slagters gooi vark aan hulle wors. So, en rou vark het ongelukkig sekere neeweffekte. So dit moet gaar wees. Ja, maar vark gee vir jou aminosure en dit is verskeie gesondheidsvoordele vir jou. En aminosure help jou met jou breinfunksie en jou geheue ensovoorts. So die ons het nie vark eet nie, ek kan verstaan hoekom jy was seker laaste in die klas. Maar anyway, geniet julle dag hier.